Goeiemôre broeders en susters en kinders. Ons het vanoggend enkele afkondiging voor die erediens en dit is dat ons kollektes is vir die diens van barmhartigheid by die deure vir die Toesoufonds. Dit is die emeritaatsfonds van die dominees uit die swart kerke uit en dan volgende Sondag is dit vir die studente hulpfonds. Kom ons sit so en dan sing ons vanoggend saam voordat ons begin met Skrifbreuming 2:2. Ons sing daarvan die eerste en die derde vers terwyl ons so bly sit. Ja. Skrifbreuming 2:2, wie hom wat met sy maker toes, wat waar hy net 'n potskerf is, Gods weg met hom gewraak het. En dan ook die mooi woorde, maar nee, ons buig ootmoedig neer, ons wil die hoë hande eer, wat ons so toeberei het. Skrifbreuming 2:2, vers 1 en 3. Daarmee bely ons en erken ons dat ons hulp is net in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus
deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here deur saam te sing ons geloofsbelijdenis skrifberuiming 12:2. Ons sing nou saam vers 1, 2 en 3, waarna ons sitplekke weer kan inneem. Elke keer as ons geloof bely, dan bely ons dat ons glo in Jesus Christus. Ons bely dit elke Sondag. En dit is belangrik dat wanneer jy dit bely, jy weet wat jy bely. Wat sê jy daardeur? En besonder vanoggend ook, wat sê jy wanneer jy hom Jesus noem? As mens na die evangelies toe gaan, dan hoor 'n mens, die engel sê vir Maria en vir Josef, hulle moet hom Jesus noem, want dis hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dis wat Jesus beteken. Jesus beteken verlosser, redder. En dis hoekom dit so pragtig is wanneer ons na die 10 gebooie luister. Reeds aan die begin daarvan, nog voordat die eerste gebod gegee word, kom God en hy verseker ons dat hy ons Jesus is, dat hy ons verlosser is, dat hy ons ook uit die slawehuis van die sonde bevry het. Daarom, kom ons luister mooi na wat God gesê het. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Daarmee sê God, hy is ons redder, hy is ons verlosser. En daarom sê hy, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie.
Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Dis juis, broeders en susters, omdat God self vir ons sê dat hy ons verlosser is, deur Jesus Christus ook vir jou en my verlos het, dat ons nou saam kan sing en bely dat ons glo ons sondeskuld is vergewe, maar dat ons ook in stille aanbidding kan vra dat die Heilige Gees ons op die pad van gehoorsaamheid, dankbaarheid sal lei. Kom ons staan en ons sing saam vers 4 en 5 van ons belydenis, waarna ons weer ons sitplek inneem. Kom, laat ons saam bid. O Vader in die hemel, ons wil ook vanoggend stil word voor U. Want ons weet, daar is niks wat ons kan sê
of dink of doen om ooit die lof en die eer wat U alleen toekom in woorde om te skakel nie. Daarom dank ons U dat U ook vir ons daardie woorde gee in U woord, in ons Bybels, dat ons elke dag aan U die eer kan toebring wat U alleen toekom. Daarom wil ons ook vandag saam met die engele om U troon, saam met die hele skepping, nie net ons geloof bely nie, maar ons wil U loof en ons wil U prys daarvoor. Ons wil al die dank toebring daarvoor. Dank wat U alleen toekom. Want ons weet, dis nie uit onsself en deur onsself of deur mense dat ons U woord kan ken en verstaan nie. Dis U wat dit deur die Heilige Gees aan ons kom openbaar. Daarom vra ons dat U ook deur die Heilige Gees vandag in ons harte sal werk, sodat ons ook in ons geloof gevoed en versterk kan word, en elkeen van ons kan gaan lewe, elke dag tot die eer en verheerliking van U naam. Dit is nie net ons gebed vir onsself nie, maar ons bid ook vir U werking in die harte van mense, wat nie hier saam met ons kan wees nie. Laat die Heilige Gees ook troos bring, daar waar dit vanoggend nodig is. Ons weet van soveel van ons eie broers en susters, wat so graag hier saam met ons wil wees, maar wie se liggaam en wie se kragte en gesondheid dit nie meer toelaat nie. Troos hulle in die wete, daar's niks wat ons van U liefde kan skei nie. Maar ons weet ook, Here, daar's soveel mense wat al die krag en al die genade ontvang, maar wat nie hier is nie. Daarom vra ons dat die Heilige Gees ook daar sal roep. Roep dat gelowiges oor die hele wêreld en besonder in ons gemeente ook saam met ons die eer aan U sal gee. Saam met ons in eredienste sal vergader. Daarom vra ons ook dat U ons genadig sal wees en ons sondes vergewe. Want ons weet, ons is nie hier omdat ons beter is as iemand anders nie, ons is alleen hier, omdat U woord en die Gees ons hierheen lei, en dat ons hier die voorreg het om U naam te kan loof en prys. Ons bid ook vandag vir ons land. Ons weet van soveel dinge wat verkeerd is, soveel dinge wat verkeerd gaan, nie net in ons eie land nie, maar ook in die wêreld. En daarom vra ons ook dat U wat regeer, ons Here Jesus Christus wat die koning oor die konings van die aarde is, ook sy koningsheerskappy sal laat sigbaar word. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar om die eer van U naam. Amen. Vanoggend, broeders en susters, die laaste van die preke uit Galasiërs uit. Daar vanaf hoofstuk 6 vers 1 luister ons.
Paulus skryf en dan sê hy: broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel hy is iets en hy's niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek, en as dit goed is, kan hy daarop trots wees sonder om dit met die van die ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Moenie julleself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van sy sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Van hier af skryf ek eiehandig aan julle. Kyk net die groot letters. Daardie mense wat so daarop aandring, dat julle ook moet laat besny, wil maar net uiterlik 'n goeie indruk maak, sodat hulle nie vervolg word ter wille van die kruis van Christus nie. Al het hulle laat besny, onderhou hulle self nie die wet van Moses nie, maar hulle wil net hê dat julle moet laat besny, sodat hulle kan roem oor wat julle liggaam mee gebeur het. Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van Christus Jesus nie. Want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Of 'n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy 'n nuwe mens is, een en almal wat volgens hierdie beginsel leef, die ware Israel. Mag God aan hulle vrede gee en barmhartigheid bewys. Niemand moet dit vir my verder moeilik maak nie, want ek dra al klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. Die genade van ons Here Jesus sal by julle wees. Amen. Dit dan ons teksgedeelte vir vanoggend. Vanoggend in besonder vers 17, waar Paulus sê, niemand moet dit vir my verder moeilik maak nie, want ek dra al klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. Ek dra al klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. Kom ons sing eers saam uit Psalm 68. Ons sing saam daarvan vers 9, vers 13 en vers 15. Wanneer ons na die Psalm kyk, dan hoor ons in vers 15 die volgende: O koninkryke, sing Godslof, laat psalme oprys uit die stof. Dis God wat uitgetrek het. En dan ook vers 13 en vers 9 wat begin met: Geloof sy God met diep ontzag, want hy oorlaai ons dag aan dag met ryke seëninge. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons weer ons sitplek kan inneem.
Vanoggend, broeders en susters, 'n woord wat party van ons ken, gebrandmerk. Gebrandmerk. Nou, ek weet, hier sit een of twee wat al geboer het, so hulle weet presies waarvan ons nou praat, gebrandmerk. Ek weet, die jongeres, die kinders, gaan waarskynlik nie weet wat dit is nie. En baie van ons het dit al gehoor, ek dink almal van ons het dit al gehoor, as hulle sê iemand is gebrandmerk. Gebrandmerk as 'n skelm, gebrandmerk as 'n bedrieër, gebrandmerk as 'n kwaadoener, gebrandmerk as 'n stoute kind in die klas dalk gebrandmerk as iemand se witbroodjie by die skool, of mens kan maar aangaan, maar gewoonlik is dit iets negatiefs waarna dit verwys. Hoekom? Want dit gaan oor iets wat jy gedoen het. Iets wat jy gedoen het, wat ander mense nooit gaan vergeet nie. Maak nie saak of jy dit steeds doen of glad nie meer doen nie. Mense het jou gebrandmerk en jy kan nie van daardie merk ontslaa raak nie. Hulle gaan jou altyd daaraan ken. Kom ons verduidelik hoekom hulle jou daaraan gaan ken. Terwille van die kinders dalk en mense wat dit nou nie ken nie, wat nie boere is nie, dit werk so. Elke jaar moet alle beesboere hulle diere, hulle beeste op hulle plaas brandmerk. Net soos wat, weet, die kinders gaan dit dalk weet, jou ma aan die begin van die jaar jou naam op al jou potlode en al jou penne, op jou liniaal, op jou skoolklere, op al jou goed moet skryf, sodat mense kan sien dis joune. So moet 'n beesboer elke jaar met sy brandmerk sy beeste gaan merk, sodat almal kan weet dit behoort aan hom. En dis hoekom elke boer kry 'n registrasienommer, 'n unieke merk, en wat hulle doen is hulle maak 'n yster met daai merk aan warm in 'n vuur, en dan gaan druk hulle dit op die bees, gewoonlik op sy blad of op sy boude, en dan brand hulle letterlik die hare van sy lyf af, en hulle brand letterlik 'n seer binne in sy vel in. Dit klink verskriklik, maar wat nou mooi is nooit weer groei daar hare op daai brandmerk nie. En as die beeste later gesteel word of wegloop, is daai merk daar vir almal om te sien aan wie behoort hierdie dier. Nou vanoggend gaan ons kyk na die brandmerk van 'n kind van God. En dit is, kom ons sê dit maar, waaraan 'n kind van God uitgeken moet word. Die merk waaraan mense jou as kind van die Here sal uitken. Nou, ons het dit in die afgelope ruk baie mooi gehoor, die 5 sola uitsprake wat begin het by Christus alleen, geloof alleen, die Bybel alleen, genade alleen. En nou kom ons by die brandmerk. Die gevolg daarvan dat jy glo in Christus alleen, geloof alleen, die Bybel alleen, genade alleen, die gevolg daarvan is die eer aan God alleen. 'n Lewe tot die eer van God. Dis waaraan 'n kind van God gekenmerk word. Letterlik kan mens sê ons is gebrandmerk met die kruis van Christus. Dis waaraan 'n kind van die Here uitgeken moet word. Kom ons sê maar uitgeken moet word in hierdie moeras van 'n sondige wêreld waarin ons lewe. Word 'n kind van God uitgeken deur 'n lewe tot die eer van God, 'n lewe waarin die kruis van Christus op jou lewe afgedruk staan vir almal om te sien. En moet ons ook nie dink die dominee is vanoggend baie kreatief in sy preek nie, want hierdie beeld van 'n brandmerk het ek gaan haal uit vers 17 uit. Kyk mooi wat sê Paulus in vers 17. Hy sê, ek dra
die littekens van Jesus aan my liggaam. En dis al wat 'n brandmerk is. 'n Brandmerk is 'n litteken wat jy op jou liggaam dra vir almal om te sien. Paulus sê ek dra die littekens van Jesus aan my liggaam. Maar ons almal het die Griekse woord waarskynlik al gehoor wat daar gebruik word. Dis die woord stigmata. Nou ongelukkig is daar by baie bygelowe oor dit. Ek weet in die Rooms-Katolieke Kerk vat hulle dit eintlik baie letterlik op en sê Paulus het die tekens van die kruise spykers in sy hande gehad, hy het die litteken gehad op sy lyf waar Jesus met die spies gesteken is en hy het die merke op sy kop gehad waar Jesus 'n doringkroon hom gekrap het en die merke op sy rug waar hulle hom gegeesel het. Hulle glo dit regtig so, broers en susters, maar ons weet dit is nie so nie. Dis nie wat Paulus bedoel nie. Dis bygeloof. Miskien 'n bietjie baie nader en baie korrek is om dit ook letterlik op te neem. Dat Paulus dalk hier verwys na die merke, die littekens waar hulle hom deur die jare geslaan het en met klippe gegooi het, omdat hy die evangelie verkondig het. Gaan lees 'n bietjie 2 Korintiërs 11 deur. Daar skryf Paulus die volgende, hy sê 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houe gekry. 3 maal het ek lyfstraf gekry en 1 maal is ek met klippe gegooi. So baie logies, Paulus sou littekens oorgehou het. As iemand jou 5 keer in jou lewe op jou rug of op jou lyf slaan, 39 houe met 'n stok, gaan daar iets gebeur. As jy lyfstraf kry, is daar littekens. As jy hom met klippe gooi, is daar littekens. So, mens kan dit baie letterlik opneem. Hy het littekens op sy lyf gedra omdat hy die evangelie verkondig het. Ja, hy sou kon wys en sê, kyk, dis wat met my gebeur het. Maar, sê Paulus, dis eintlik dwaasheid. Dis dwaasheid om te wil roem of te wil spog oor wat jy gedoen het en wat met jou gebeur het. Die enigste ding waaraan hy geken wil word, is die kruis van Jesus Christus. Oor wat God gedoen het in sy lewe. So staan daar ook geskryf, hy wat roem, moet in die Here roem. Die man wat die proef deurstaan het, is nie die een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Here geprys word. So in ons teksgedeelte maak Paulus dit ook duidelik, dat die uiterlike littekens wat mens aan jou lyf kan dra, soos wat dit met die besnydenis was, waarop die wettisiste hulle self beroep het en soveel klem gelê het in hulle lewens, dit maak nie saak nie. Vir die nuwe mens in Christus maak dit nie saak nie. Nou, hoe moet ons dan die littekens verstaan? Nou, om dit te verstaan, moet ons teruggaan na die leefwêreld van die Galasiërs toe. En vir onsself vra, wat sou hulle verstaan het as hulle die woord litteken of brandmerk of stigmata gehoor het? Waaraan sou hulle gedink het? Hoor dit maar, in daardie tyd het hulle met mense gedoen wat ons vandag, boere vandag met hulle beeste doen, om hulle eienaarskap te bewys. Slawe, gewoonlik slawe wat weggeloop het ook, is iewers op hulle liggaam, gewoonlik sommer in die gesig, waar almal dit kon sien, met 'n warm stuk yster gebrandmerk, met die merk van hulle eienaar. Hulle dra die stigma, die brandmerk van hulle eienaar, vir almal om te sien aan wie hulle behoort. Almal om te sien, wie is die baas van hulle lewens. En vandag nog praat ons van iemand is gestigmatiseer.
Hulle dra stigma waarvan hulle nie ontslae kan raak nie. So wat Paulus dus vir ons wil sê met die littekens van Jesus, is dat iemand wat geraak word deur die evangelie van Jesus Christus, sy lewe kan nie meer dieselfde wees nie. Geestelik en liggaamlik, gees en vlees, word geraak deur die kruis van Christus. Mens kan sê ons is gebrandmerk met die kruis van Christus. En so het Paulus dit by herhaling vir ons gesê in hierdie brief aan die Galasiërs. Ons het dit gehoor van die begin af. Daar het ons verlede week ook gehoor, almal wat aan Christus Jesus behoort, het ons sondige natuur met sy hartstogte en begeertes gekruisig. Mens lees dit in hoofstuk 2, met Christus is ek gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En vandag kom Paulus en dan sê ek skryf dit vir julle met groot letters in my eie handskrif. Maar wat my betref, mag dit my tog nie oorkom dat ek spog nie. Behalwe oor die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Daarmee sê hy eintlik ek is dood vir die wêreld en die wêreld vir my. Ek behoort nie meer aan die wêreld nie en die wêreld behoort ook nie meer aan my nie. Ek is gestigmatiseer met die kruis van Christus. Ek het nou 'n ander baas gekry en Jesus Christus, my Here, het my syne gemaak. En hoor hoe mooi beskryf Paulus dit in Filippense wat dit beteken. Hy sê dit so mooi, hy sê wat vir my eers 'n bate was, is nou vir my waardeloos ter wille van Christus. Inteendeel ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Dan sê hy dit, ek sê nie dat ek alles al het of die doel bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Ja, die Here Jesus se eienaarskap oor 'n mens se lewe moet sigbaar word in jou lewe. Die brandmerk moet sigbaar word. En wat is daardie brandmerk? 'n lewe tot die eer van God. Soli Deo Gloria. 'n lewe tot die eer van God, waarin ek nie soos die wettisiste met hulle eie werke wil gaan spog nie, of soos die wettelose die kruis van Christus wil minag en 'n bespotting by die wêreld wil maak nie, maar waarin ek in afhanklikheid van God bely, ek lewe alleen tot sy eer. Soli Deo Gloria. Amen. Kom ons dank saam. O Vader in die hemel, ons bely dit so graag as gereformeerdes, dat ons enigste troos in lewe en in sterwe is dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan ons getroue saligmaker, Jesus Christus ons Here. Help ons dan om te verstaan, soos Paulus dit ook vir ons stel, dat hy ons reeds syne gemaak het. Ons reeds die littekens van die kruis moet dra. Ja, lewe tot die eer van U naam. Daarom wil ons vanoggend ook sê, o Vader in die hemel, aan U en aan ons Here Jesus Christus en aan die Heilige Gees, die enige God wat leef en regeer, kom al die eer toe in ons lewens
tot in ewigheid. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes op te neem vir die diens van barmhartigheid. Soli Deo Gloria, ons antwoord daarop met skrifbryming 4:6, die engele se lied, die aand toe ons Here Jesus Christus gebore is. Ere aan God in die hoogste, in die hoogste, in die hoogste. Vrede op aarde en die mense 'n welbehae. Kom ons staan en ons sing saam skrifbryming 4:6. Ons sing die hele lied saam. Amen.
die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen. Baie dankie broeders en susters, enkele afkondigings vanoggend. Ons het 'n opname, ons verwelkom met 'n bewys van lidmaatskap af ook van die Nederduits Hervormde Gemeente Montana, broer Hercules Albertus Gebota en eggenote suster Anna Jacoba Ansie Botha gebore Herter. Baie van julle ken hulle bly net hier oorkant. En ons verwelkom hulle dan weer terug in ons gemeente. Dan broeders en susters, die afkondigings in die nuusbrief. Ons wys net daarop die Kersangdiens is om 6:00 die Sondag aan die 7de saam met Montana Poort. En dan die meelewing. Ons wil vir oom Louis Kreer, hy verjaar dan ook hierdie week en word 80. Dinsdag wil ons om die seën van die Here toebid. Maar saam met hom ook al die ander lidmate, hier's 'n paar van hulle vanoggend wat hierdie week verjaar, bid ons ook die seën van die Here toe. Dan eerskomende Vrydag weer klereverkoping hier by die kerk, die oggend vroeg en daar word reeds donderdagmiddag uitgepak en uitsorteer. Almal is welkom om te kom help. Dan 'n projek van die Sorg met Eer veldtog wat ons almal mee bekend is daar 'n boek wat uitgegee word en dit is 'n boekie rondom 30 maal geseënd. Dit is die 30 onderhoude wat Dominee Cassie Oukamp die afgelope jare met lidmate en met persone in Suid-Afrika gehad het wat in die Kerkblad gepubliseer is, het ons nou in een boekvorm saamgegee. So almal is baie welkom om bestellings ook vir hy nou deur te gee by die kerkkantoor. 30 maal geseën, die koste daarvoor vir 'n boek van 160 bladsye net R200 en baie interessante leesstof wat ons daarin vind. Dan broeders en susters, daar is tee vanoggend. So almal kan vanoggend weer 'n lekker koppie tee gaan drink. Baie dankie.